Goeiemôre almal, dis maandagooggend, dis die 20ste Oktober die jaar 2025. Dis 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels rondom die doop. Die doop is die openbare getuienis dat 'n gelowige aan die Here behoort, 'n gebed om 'n skoon gewete. Die water is die simbool daarvan dat ons sondes afgewas het, wat deur Jesus met sy dood aan die kruis gedoen het. In die doop vereenselwig ons met sy dood, sodat ons saam met hom begrawe word en opgewek word deur 'n nuwe lewe. Maar kom ons gaan lees wat sê God se woord rondom die dood en doop. Want onthou, die Here Jesus was vir ons die perfekte voorbeeld gewees. Alhoewel hy sondeloos is, het hy nog steeds gedoen wat reg is en hy's deur die doopwater. Ons lees hierso in Johannes 1 verse 29 tot 34. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê: "Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het. Hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop." En Johannes het getuig en gesê: "Ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly, en ek het hom nie geken nie, maar hy het wat my gestuur het om met die water te doop. Dit is hy wat gesê het, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is." Halleluja. Dan Handelinge 2 hier vanaf verse 37 tot 41. Die eerste bekeerders, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: "Wat moet ons doen, broeders?" En Petrus sê vir hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onze God na hom sal roep." En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: "Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag." En die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Halleluja. Kolossense 2 verse 9 tot 15. Want in hom, dit is nou Jesus Christus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag, en wie julle ook besny is met die besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat uit die dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. En my laaste gedeelte kom hier uit 1 Petrus 3 vanaf vers 18 tot 22, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdige, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees, en wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur die water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om die goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons weer eens deur u woord kon wandel vanoggend, Here. Dankie dat ons kan leer oor die doop. Here, en dat u die perfekte voorbeeld was, wat gestel was, dat u gedoop is, deur Johannes, vir die aflegging van sonde, Here, maar u was sondeloos. Baie dankie, Here, dat ons
tot hierdie besef kan kom dat dit nodig is om ons sonde af te lê, sodat ons deur die doopwater kan gaan, die sondige mens kan aflê en dan so doodgaan vir die vleeslike mens, maar lewend word na die gees van God. Here, wees met elkeen, seën ons is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.